Goeiemiddag, dis Vrydag 26 September. Ek so 'n bietjie laat met die nuus vandag want ek was vandag heel dag gestak in meetings. Maar nietemin, ons kan kyk wat maak die internasionale of die wêreldnuus dan vandag. Daar's weer groot opskuddings daarso by die United Nations en die hele week sal dit so aangaan tot daai General Assembly verby is. En daar's 'n spesifieke fokus vandag op Netanyahu se toespraak daar, die president van Israel, se prime minister. En soos gewoonlik, soos die eerste keer, het hy sy toespraak begin, het 'n klomp mense uitgestap, veral die Palestine, en die ouens wat vir Palestina support, ouens wat terroristorganisasie support, Iran, daai plekke. Hulle het almal uitgestap, hulle wil nie hoor wat hy te sê het, maar nietemin, hy het gepraat en almal sou geluister het waar hy was en is obviously uitgesaai wêreldwyd. Eerste ding wat baie interessant was, hy het sy hele speech laat lewendig uitsaai in Gaza op loudspeakers. Hy het groot speakers in Gaza opgesit, loudspeakers, en sy speech was lewendig uitgesaai. En hy het 'n message gehad vir Hamas. Eers het hy 'n message gehad vir die hostages, daar's wat nog gehou word deur Hamas, waar hy vir hulle gesê het, in Hebreë en in Engels, dat niemand het van hulle vergeet nie, en dat Israel elke ding in hulle vermoë sal doen om hulle daar uit te kry. En daarna het hy 'n duidelike boodskap van Hamas gesê, lê julle wapens neer en gee oor en jou oorlog is onmiddellik verby. Met ander woorde, gee oor, kom uit en hulle stop onmiddellik. Maar doen dit nie, gaan daai oorlog aanhou en hulle gaan elke gebou deurgaan en skoek tot hulle elke Hamas terrorist daar uitgekry het. So, ons ken mos hoe werk terroriste. Hulle gaan nie net oorgee nie. So, hulle gaan windgat wees en probeer fight tot die einde toe. Vir hulle is dit 'n eer om doodgeskiet te word deur Israel vir hulle Allah. En dan is daar nou baie mense in die wêreld wat hulle support. Vir een of ander rede support baie mense die terroristorganisasies. Hoekom sal ek nie weet nie. Wat vir my nogal baie verbasend is die baie Christen Suid-Afrikaners wat sê hulle is Christene wat ook hierdie moslim terrorisorganisasie support, net omdat hulle teen Jode fight. So, ek verstaan nie hoe die mense se koppe werk lekker nie. Al wat ek kan sê is dat Israel gaan voortgaan tot en met hy almal het en geen pressure van enige iemand buiteland gaan keer dat Israel keer om sy job klaar te maak nie, want hy het dit baie duidelik gemaak vandag. Hy gaan ingaan en hy gaan die job klaar maak. Hy gaan nie vir dekades wees soos in die verlede moet elke ground dan koes vir rockets wat inkom van Hamas se kant af nie. So vir Hamas is dit maklik. Lê die wapens neer en gee oor, oorlog is onmiddellik verby. En dan ook het hy gesê, hy sal saamwerk met 'n vreedsame siviele regering in Gaza vir die Palestina, maar nie met Hamas nie, so dit kan nie Hamas wees nie. En jy weet, hulle gaan nie dit wil oorgee nie. Hy het ook so groot QR-code op sy baadjie gedraai, voor op sy bors vandag. Jy kan, as jy nie op assembly was, kan jy met jou foon inzoom en 'n QR-code gaan 'n website oopmaak, wat jy al die hulle goed kan sien van die Oktober aanvalle van 2023. Net om sê dat hy, en ek sekerlik daar gaan goeders daar op wees wat ons nie in die gewone media kan sien nie. Jy sommer so gruesome was, die attacks wat Hamas uitgevoer het op die populasie van Israel. Dan is ons bietjie verder gaan met wêreldgoeders. Sorry, ek gaan hierdie foon alweer kom met die stil maak. Dan het ons verder gaan. Trump het nou in die publiek openlik sy ties met Putin gesny. Hy is nou moeg vir Putin. Putin obviously wil nie peace praat nie. Hy wil, sy goal is om die hele Oekraïne oor te vat en hy sal sy mense opoffer om dit reg te kry, maak nie saak hoeveel hy opoffer nie. En hy gaan maar voortgaan daarmee en Trump het nou gesê, ek het nou genoeg gehad, jy ou lei hom te veel rond. Hy het nou afgesny en hy het nou sy support agter Zelensky gesit en vir hom gesê, gaan aan, wen al jou grond terug. En ek kan jou waarborg, sodra Trump sy magte begin grond verloor in Oos-Oekraïne, gaan hy baie vinnig kom met peace talks.
Want solank as hy grond besit en jy doen peace talks, het jy negotiation power. Jy weet, jy kan die ou laat weet, ons kan peace talks hou, maar ek hou hierdie stuk grond of daai stuk grond. As jy geen stuk grond meer het om mee te negotiate, gaan jy niks kry nie. So, ons sal nou maar sien. Hy verwag ook, Zelensky vra ook vir Trump die Amerikaanse regering, dat hulle die wapens wat in hulle beheer is, release, in terme van waar hulle dit mag aanwend en nie, en dit lyk my, so iets sal ook kom. En dan intussen maak die Europese lande, Europese Unie en die NATO-lande, hulle bydra ook, hulle het nou vergroot hulle military budgets, en hulle koop wapens by Amerika wat hulle dan kan aanskuif dan na Oekraïne toe. So dis nie meer net Amerika gee net wapens aan Oekraïne nie. Amerika verkoop nou wapens aan die European Union en aan NATO, en NATO stuur dit aan vir Oekraïne om te gebruik. So 'n manier hoef die Amerikaanse belastingbetaler nie hier dit op te dok vir almal se oorlog en almal se verdediging. Dan het Slovakia nogal vandag en gister het hulle 'n wet gesign wat erken daar's net twee geslagte, manlik en vroulik. Hulle volg nou op die spore van Amerika. Amerika het ons voorgedoen. Het Trump 'n executive order gesign wat sê ons het net twee, manlik en vroulik. Daar's nie hy en en weet jy wat se alla mixe tussen dan nie. Dis manlik en vroulik. En so dit beteken nie dat jy nou dat die Amerikaanse regering of Slovakie regering besluit dat alle, jy weet, trans of gay of die mense het nou jy like hulle nie meer nie en niks nie. Al wat dit beteken is government support. Government gee nie support nie, soos jy trou met 'n man, jy's 'n man, jy trou met 'n ander man, jy gaan nie dieselfde regte kry vir 'n ouer met 'n vrou trou nie. So dis maar basies waaroor dit gaan. En dis die regte ding om te doen ook. So, en dit gaan uit skole uitgehou word, as jy so weet insit, dan word dit uit education uitgehou en al daai tipe van ding. So dit kom by terug na die basiese beginsels van goed wees, van mens wees, goeie mens wees, en jy weet, wat ons gewoond was toe ons jonk was en klein was. So, hopelik is daar nog lande wat gaan volg, en dit lyk my daar's nou groot konservatiewe opbou of opruk reg wêreldwyd oor die lande. Almal sien wat nou in Amerika gebeur het in die laaste 8 jaar, en baie wil dit nou volg. Baie van die populasies wil dit nou afvolg. Die regerings noodwendig is nog nie reguit daarin nie, maar die populasies, en hulle sit nou druk op hulle regerings om ook in daai rigting in te gaan. En wat 'n goeie ding is, wat 'n goeie ding vir ons is, ons wat die konservatiewe boude mense is, en net goeie mense wil wees, en goed is vir jouself en jou familie en jou vriende en jou omgewing. Dis wat hulle wil hê. Die mense wil op die ou end vryheid en peace op aarde wil hê. Almal wil in peace lewe. Jy wil by jou werk kom en jy wil huis toe kom en jy wil in peace lewe. En dis die ding wat hulle push. So, dit is dit. Die laaste ding van vandag se musiek, vandag se nuus, nou musiek nie, vandag se nuus is die Trump is besig nog steeds met 'n groot plan om te kyk so vinnig as hulle kan skietstaking aan Gaza te kry. Maar soos net nou gesê het, as Hamas sy goed neerlê en oorgee, dan is dit verby. Maar hulle het planne wat hulle aan werk, en hopelik is daai oorlog nie met 'n lank aan die gang nie, en kan daai ook tot op 'n resolusie kom. So dis dan ons nuus van vandag, 'n paar kort beriggies, en dan sal ons weer maandag praat oor die nuus. Baie dankie.